Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Sondagoggend. En ja, ek nooi ook dan ons eredienste vanoggend 8:00 in Estcourt en 10:00 in Mooirivier en dan vanmiddag 4:00 hier so in Wenen. Vriende, ons is by Lukas 9 vanaf vers 21. Jesus het hulle opdrag gegee om dit aan niemand te vertel nie, want het hy gesê, die seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, leierpriester en die skrifkenners verwerp en doodgemaak en op die 3de dag opgewek word. Dus hierdie volg direk na Petrus se belyding dat Jesus die Christus is. Net Petrus bely, Jesus vra hom ons wat sê die mense, wie is ek? En wie sê julle? En wanneer Petrus hierdie belydenis doen, dan is Petrus reg. Maar Jesus sê, hou dit net eers bietjie stil, totdat. En hierdie moed, in die Grieks staan daar dei, dit is 'n goddelike moed. Dis hoekom Christus gekom het. Dis nie maar 'n tragiese einde aan sy lewe nie. Hy loop nie onwetend Jerusalem toe en nie vang hulle hom in 'n struik nie. Dis van die begin af die plan, dis die goddelike plan, is dat hy kom en hy moet kom sterf vir ons sonde. Want die mense het 'n verwagting dat die Christus hulle gaan polities kom verlos. En daarom is dit tog goed dat ek en jy net ook ons verwagting oor Christus toets. Baie mense wil hê Jesus moet allerlei goed vir hulle doen. Jesus het gekom om my en jou te verlos van ons sonde, sodat ons weer in 'n regte verhouding met God kan staan. Dit bly die kern van die evangelie. Baie interessant, die groepe wat hier genoem word, is die godsdienstige leiers en skrifkenners. Kan gebeur dat jy die Bybel baie goed ken, maar nie vir Jesus nie. Moenie dat dit met jou gebeur nie. En dan sê hy, ja, Jesus moet op die dood gemaak word, maar hoorie, op die 3de dag opgewek word. Die kruis is nie die einde nie. Na die kruis volg die opstanding. En Christus leef dan, hy leef vandag nog. Kom ek en jy hou vas aan wie Jesus regtig is. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie pragtige teks. En ja, Here, dankie dat U gekom het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ons bid ook vir elke erediens vandag, dat U dit ongelooflik sal seën, tot eer van U heilige naam. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.